kan nie. Right mense, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Is weer myself wie ek Bradley geduld met Enrico de Bruin met die gestresde brein vir jou. Ek is geïrriteerd, maar hy sal nou van okay, verduidelik eers vir die kykers. Hoekom sy so gestres? Hoekom is dit as wag, laat ek gou net eers wen. Hoekom is dit as ons met mense praat en jy is besig om 'n punt oor te bring, weet dit social media, veral op social media of op online of in person, dan sê jy die lug is blou. Hy en sê vir jou die wolke is wit, maar jy praat nie nou oor die wolke nie. Hulle sê wragtig vir jou die wolke is wit. Ja, asof kan die lug, maar ek praat nie nou van jy nie. Jo bra, ek Al jou taai af. Ja, kom ek gewoon. Wat sê ou, sy jou big full kan. Pas kom groot bek. Jo, die mense, ek kan nie. Dit kom ek as jy so ek sy verskriklik. Sy upload seker 10 video's 'n dag. Nee, ek hou by 2 of 3, maar ek probeer die comments lees, maar ek moet lees dat ek kan feedback kry, man. Maar nou redeneer die mense dan verkeerd, man. Ek sê vir hulle een ding, gaan hulle 'n ander ding. Ja, die man is nou hy ek is nie gestres met die hyt even. Die hyt is fine because ek verstaan that comes with the territory. But nou as ek vir jou iets sê en ek sê vir jou die lug is blou, sy vertel vir my wragtig van die wolke wat wit is. As hy nou klaar Ek het 'n kopsie in my oë pyn as gevolg van die stresering. Okay, vir al die kykers, cheese-girls en boys op buite, ons hoop maar die man kan dit deur die episode maak. Die gaan nog al ernstige een wees. Soos julle weet, ons sit hier met 'n opvoeder en 'n dokter, so die vakkennis gaan oor 'n breë spektrum. Ek weet sy compensate nou vir my swakste vakkennis is lewewetenskap. Ek sê lewe en geo, ek ken baie van alles, maar geo, as jy my nou kaart week in wat is hy skale en jy bly ten minste. Ek nou dink nou ek is daar sy bly. Point taken. So hy is goed genoeg in die geval. So ja, nou maak hy nou op vir die feit dat ek swak is in lewenswetenskap. Wel, ons almal leer ook, because daar sekere dinge wat ek ook miskien nou nie noodwendig heeltemal weet nie. Ons almal leer. We're on a learning journey. Ja. En ek dink dit is belangrik vir ons om te besef dat ons almal leer, weet jy, doctors, lawyer, teacher, nurse, whoever. Dit kan nie my sê of jy straatvie, ek ken alles van straatvie. Sy straat het nog nie gevierd nie. Hoe kan jy sê? Anyway, geduld, waar apparaat ons vandag? Ja, maar so cover ons mekaar as 'n blind spots, man. Die feit wat ons in 100% different velde is. Nou in elk geval, soos julle weet, op die podcast, ons hou van anties. Veral ek. Natuurlijk. Ek hou van groot anties, klein anties, kraal. En wat so en wat so lekker vet koekbak. Een stukkie ding hier. Stukkie vet arm. So lekker kan knie, sy gebruik haar knie. Maar die ding is, as 'n antie wat ons vandag van gepraat is nou 'n antie wat ons nie noodwendig van hou. Nee. Ons hou nie af. Ons hou glad nie van haar nie. Die antie wil ek nie voor my aangesig sien nie. Ek like haar nie. Ek hou nie van haar nie. Ek weet nie wat 'n adjective jy nou wil gebruik, maar ek word geïrriteerd van die antie. Ek cover alles. Die antie se naam is Auntie Aida. Auntie Aida bly in die community. Nie net in die community, maar sy bly in die hele, ja. Haar foto is in die community. Die ander naam van Auntie Aida is bekomstighede. Hy is 'n baie ou woord wat hulle in die 80's gebruik het. Nou Mr. De Bruin of Dr. De Bruin. Ek ken ook vir die groot griep. Ja, sy. Verduidelik vir ons wat dit is asseblief. Die groot griep, Auntie Aida, is almal skuilname. En julle weet wat dit is, maar die Engelse woord is HIV. HIV en AIDS.
baie gepakte conversation, baie loaded word. HIV en vigs. Ons hoor nou al seker van die early 2000s was daar baie campaigns op die laerskool, Soul City en Soul Buddies. Baie education daar deur gaan. Ja, joh, ek het vergeet. Sesko sê maar net die brood. Ja, maar daai kon iets weer op. Jo, anyway, ja. Miskien nou by julle skool. Maar ja, mense, HIV en AIDS. Ons het nou dinge gehad met Trump, maar ons wil eers in die definities gaan. Wat beteken HIV? En wat beteken vigs? HIV is menslike immuniteitsvirus. Nou basically is 'n virus wat jou immuniteitsstelsel aanval. Nou voor ons even daar kom, moet jy weet wat is die immuniteitsstelsel. Jou immuniteitsstelsel is basically die army van jou body. Fight af die virusse, fight af enige siektes, verkoues, wat. En die wit bloedselle nou. Wit bloedselle, spesifiek. Ek ken nou. Nee, geluister, klas. Die wit bloedselle. So die wit bloedselle fight diseases af in jou body. Maar nou HIV fight die wit bloedselle. Maak die wit bloedselle swak, die count is low. En as die count low is, kan sy is nou oop vir enige, soos Suid-Afrika se bodes. Sy is nou oop. Ag man, Ai, ons wat die foreigners wat se kom ja. Die bodes is nou oop vir enige siekte om in te kom. En over time, of sekere vroumense. My vriend, ek het geweet. Ek het nou regtig, ek het nou geprobeer dat hy nou nie dit, maar ek kan mos nou nie kontrol. Maar ek het geweet dit kom, maar anyway. Aan Daai open dan die gate vir siektes om te kom. Maar soos ek en jy nou hier sit, wat nou nie die siekte het nie. Ons bodies fight nou soos hier sit, fight diseases aan wat ons nie van weet nie. Ja. Ons eet, ons gaan restaurante toe, skud mense se hande, ons praat, ons asem goed in. So ons bodies fight dit heeltyd af. Maar die moment jy HIV het, over time transform die disease nou na AIDS toe. Dat dit 'n syndroom, sy het 'n wat s'ie woord verworwe immuniteitsgebrek syndroom. Nou as jou body basically by 'n punt waar dit nie meer kan defend. Verstaan? So that is basically die definition van HIV. En dat maar en as die einde van die dag is dit die AIDS wat vir jou dood maak. As die ander siektes. As die ander siektes, soos 'n verkoue, gewone verkoue, sal nou vir jou siek maak. Wat sal nou vir jou dood maak because die defenses wat nou daar moes gewees het. Die firewall. There we go. As hy nou meer daar nie. Nou is hy net oop vir enige ding. Ja, vergeetlik gesproke. Onder andere. Ek het het sommer gehad, sy naam is Pieter, actually. Maar die ding is, AIDS en TB gaan hand in hand met mekaar. Because, hulle noem het die double burden van disease. Ek dink, ek moet miskien nog 'n video maak hieroor. Maar dit is 'n double burden van disease, because TB is weer baie weerstandige siekte. En omdat, as jy nou HIV het, nou maak jy jouself op vir enige disease. Yeah. Maar nou, TB is al reeds resistant. En dat is ook om, by the way, miskien sommer nou 2 klappe met 1 vlieg. As jy TB het, moet jy jou treatment klaarmaak. Ja. It is essential. Because 6 maande treatment, eerste maand, tweede maand, derde maand, nou begin sy bitter te voel, sy hoesie nie so baie nie, sy sweetie nie so aan die aan nie. Nou besluit jy, ek is klaar. Want die virus dan, die bakterie, het nou al gewoond geraak aan die pille. Maar is nog nie dood nie. Nou kry jy weer 'n shield vir die drugs wat jy gebruik. Nou begin jy weer by die 5de maand siekte raak. Ja. Nou gaan jy weer dieselfde pille gebruik. Nou kan dit nie werk nie. Because jy het opgehou en die bakterie het nog aangepas. En dit is wat maak dat HIV en TB so na. Ek dink is die 2 grootste burdens in ons land. Ja. Dis die 2 van die grootste diseases in ons land. Nou, ek het 'n bietjie weer steeds gekry, jy weet, ek is maar verantwoordelik vir die navorsing. Sensus. Al probleem wat ek het met die navorsing is nou, ek weet nie of julle weet, ek weet nie of jy weet nie.
ik denk het was laatst week of laatst vorige week toen daar nieuws dan is uitgekomen op E-News of ENCA of whatever. Toen praten hulle reeds oor HIV en AIDS. Toen praten hulle van die 8 miljoen. Nou is dat die hele 8 miljoen jokes op Facebook en op TikTok en whatever. Nou, die ding is die ons plan nou al die hele tijd om die episode te maken en toen kom hy dan uit. Yes, nou lyk het jaren. Verstaan zijn, my reasons was al klaar nog voor hy uitgekom het, maar in ieder geval, that's not the point. Ons create awareness either way. Soos hulle gesê het, approximately 8 miljoen mense lewe met HIV in sedert 2024, right? Wat omtrent 12,7% van die totale populatie is. En dat gaat zeker daarbij komen, jammer dat ik die kan jump. Dat is waarvan ons weet. Dat is waarvan ons weet. Dat is 8, en ik wil helemaal die gravitas van dit verstaan. Dat is die 8 miljoen waarvan ons weet. En ik denk nou redelijk, ik jump again. Because voor alle breingemeenschappen. Hier is van onze mensen wat denken HIV is net voor zwart mensen. En ons moet nou spade noemen. Want op die TV in die early 2000s het ons net meestal zwart mensen op die TV gezien wat praat over HIV en AIDS. Hier en daar beetje wat mensen. Baie min brein mensen wat zeggen, kijk, ik heb HIV. Because daar is een stigma. Even met onder zwart mensen, onder wit mensen, onder bruin mensen, alle mensen. Maar specifiek onder ons gemeenschap. Het is soos 'n doodsentence as jy HIV het. En natuurlijk is 'n baie heavy disease, is 'n baie ernstige disease, maar jy kan lank lewe met die regte medikasie, met 'n regte lifestyle en al die tipe goed. Maar omdat het so stil is, versprei die disease erger. Het versprei meer. Dit zijn seker staaltjies wat jy van weet. Maar omdat mense zipkap. Wat ek moet nog nie vir almal sê nie, maar unfortunately het ons nou onder ons mense. Ek kan net vir ons mense praat. Paret het nou vir my gesê, hypothetically speaking, hy het HIV. Nou skel ek in die man. Nee, jy's tog nog siek. Hy sê ding wat net as in my naam was. Nou vertel ek dit vir die mense vertroulike en daai is wat ek dink wat add to die feit dat mense nie wil praat daaroor. Because iemand nou weet jy het 'n siekte. Daai siekte. En die idee is gewoonlik okay, sexual intimacy was die rede. As jy altyd, jy seker 99% en 95% daarvan. But wie gaat saam met jou nou wil wees as gevolg knowing you have that. Anyway, ek praat te veel, maar ek moes net hy gesê het, kos why ons gemeenskap praat hier. En op hy wat sy gesê het, wat ons van weet. 8 miljoen wat ons van weet. Onthou sy met COVID. Alweer hoe ons geweet het as die mense COVID het, was dier die testing. Ja, true. Maar nou nie almal het access om te gaan bevestig of hulle HIV en is ook hy vrees. Ja. Ek het 'n vriend gehad wat gesê het, as hy uit van die HIV had, hy homself opbang. Hy man het meer in die hoërskool gesê. Yes. Nou sê hy man van my daai, so as hy evident, as hy stigma wat dan. As hy stigma, true. So, dan is maar dis nou baie upsetting news. 8 miljoen in die land. Hy is top of the log in die wêreld. So ons het basically, unfortunately, sit ons met 'n HIV pandemie brand. Laat hy go insink. Hy wil sy festival te kere gaan losbandig wees, munte weet alle regtig 8 miljoen na buite. En sy VTV nie. Sy VTV and by the way, 8 miljoen is possibly even 10 or 12 million. Because ons weet nie van die ander sê. Ja. En mind you, as mense wat ook nie weet nie. Ja. En die ding is die, sy kan maar broodsakkie ook gebruik. Hy dink cover nie vir jou 100% die gebruik. Because waar is nog, hy sê mos 99% en dan sê sy alweer, sy is deel van die 1%. Hy het nie saam met my gebeur nie. Ek is deel van die 1%. In die geval. Ja, hetiek.
Right, as dit kom by treatment, hulle sê 2024 het 6.2 miljoen mense antiretroviral treatment gekry. Maar hy los omtrent 2 miljoen mense wat nie treatment gekry het. True. En nou was dit in die jaar of laas jaar, die jaar wat Trump nou so beklei het met ons. Toe ek weet nie of hy daarby uit gaan kom in die staatsie, maar het Trump ook die funding vir HIV gekat. Yes. En Suid-Afrika was baie heavily dependent op US aid. United States support vir hulle geld. Dat iemand wat ek ken, hy het vir my gesê sy vrou het gewerk met die situation, met HIV counseling en whatever. En hulle moes toemaak, sy het haar werk verloor. Because daar was die funding vir haar om te werk, was die genoegsame antiretrovirals. En ek dink dit spreek tot 'n groter conversation in ons land. Ons het die burden as Suid-Afrika. En ons depend nog steeds heavily op ander lande vir die production van, even die production van medication. Ek dink is in India waar hulle meeste van dit maak. Ja. So ons het die medications dan made in India. Van het. So ons het met 'n groot issue because as jy nie jou eie land se mense kan medikasie gee nie. En wanneer nog van die en ek sê nou nie alle foreigners het HIV nie, don't get me wrong. Maar die foreigners wat ook unaccounted is voor, wat ook possibly met 'n disease aankom. Dis 'n genuine issue, bro. Ja, dis 'n groot concerning. Ek miskien nou net 'n personal tale. Ek was mos nou by die clinics die jaar en so aan. En by die hospitale. Nou sien sy dit, vra nou mense uit en so aan. En wil mense nie vir jou sê nie. Like obviously ek moet mos nou weet sodat ek die history kan vat. Hy persoon met 'n file it en whatever. Presies. Nou moet ek die history vat en wat ook al. Dan sê die manne saggies of hulle sê niks. Hulle sê nie wat dit is nie, dan as jy nou in die file kyk wat jy nou moet doen. Nou sien sy okay, nou dit is en dit is ook kan kyk. Sy is miskien in 'n triage area. Triage beteken nou dat hulle jou bloeddruk vat en die weight en al daai tipe. Dis miskien in daai area. Nou vra ek vir jou klubhat, miskien nou nie. Ek dink maar nou net okay, wat is die probleem? Hoe het jy gekom vandag? Nou vra ek dit daar, nou moet jy outomaties harder praat because die area is te noisy. Maar nou gaan jy daar sê, nou sê iemand, ek vir hom gesien daar by die hy het sy ARV's gedaan. Verstaan jy wat ek meen? So dit is 'n touchy subject, but daar's baie mense wat ek gesien het oor die course van die jaar. In en uit. En wat jy nie sal sê nie op die oog gaan, gesond, lyk alright. You wouldn't know. You wouldn't know. Maar ARV's help het baie. Die help het vertraag die disease. Suppress het. Het suppress het vir so lank as wat dit kan. Obviously, jy kan mos nou nie premium petrol ingooi en dan gooi jy ook die olie in. So in terme van wat ek daarmee bedoel, jy moet jou body gesond doen. Exercise, eet gesond genoeg. Doen wat jy moet doen. En drink die pille, gebruik die medikasie. Jy kan nie net die medikasie gebruik en dan verwag jou body moet dan net absorb. Because maar dat die help definitief. Kan ek alcohol drink as ek ARV's? Nee. Glad. Het sê nie alcohol by. Because the alcohol, remember jou lewer. Ja, dit kan. Jou lewer moet jou liggaam detoxify. Moet die gifstowwe uit. Maar nou drink jy alcohol, nou gee dit jou lewer ekstra gifstowwe. En nou, en dis ook om soms die manne mag so groot drink. Dis jou lewer wat te veel drink. Jou lewer wat kan swel. Maar anyway, dat is miskien 'n topic vir 'n ander dag. But die interaction met cool drink, tea, alcohol, wat ook al ander substances, ander dat water. Die medikasie word nie getoets met alcohol. So is moeilik vir hulle om dan te sê dis die efficacy wat dit gaan hê. Want sy gebruik 'n ander substance of 'n ander solvent om dit nou te drink. So ek sal nie aanraai moenie alcohol gebruik aan. Drink water. En dit is wat is aqua. Right, en dan die rate van nuwe infections per jaar, die estimated getal van nuwe infeksies per jaar
as 178.000. Hy was net in 2024. Dit is amper 200.000 mense. Ja. Ja. So binne 5 jaar is dit 'n miljoen. En hulle het nou die dag ook stats uitgesit. Miskien kan ons die spesifieke stats kry. Waar hulle by colleges en universities ook information gekry het. En daar is ook 'n alarming number. En I mean, as hy vir die eerste keer van die huis af weggaan. Sy gaan nou van die plaas af kom, en ek sê nie net plaasmense nie, enige mense. Sy is nou vir die eerste keer free. Sy was vasgehou. Vasgehou soos 'n kloosterkoek. Sy was ingeboude kaste die hele tyd. Nou is hy free. Sy weet nie wie daar. En unfortunately, die ouer jaar senior studente is soms soos wolwe. Hulle is soms soos wolwe. Ek sê dit weer, ek gaan dit uitspel. Hulle is soms soos wolwe. En sy weet nie wat die manne dra en wat die manne by hulle het. STD's, STI's en San STI's, yes. Right, en die mortality rate, die dodetal. Mortaliteit, ja. Dodetal. Ja, ek luister RSG, meneer. Yes. Ek luister RSG, brother. Hy nie. Hy, radio sonder grense. Ek het net gewet is dodetal nie. Ek dink is dodetal. Ek voel nou skaam as 'n Afrikaanse opvoeder. In die geval. Die mortaliteit, ja. Koers. Koers is nie die regte woord nie. Right is reg, klink 'n bietjie reg, maar koers klink 'n bietjie verkeerd. As 105.000 mense per jaar wat met HIV lewe, hulle gaan dood. Hulle het dood gegaan, ja. 105.000 mense het vir die jaar dood gegaan. Hy is nogals baie. Die life expectancy, lewensverwagting het opgegaan significantly due to die ARVs. En ek dink as 'n ander treatment ook waar hulle die mother to child is basically amper nul. Ja. Ek weet dit miskien daar. Ja, maar die life expectancy was 'n bietjie affect deur COVID mos nou obviously, maar gelukkig is dat nog nou 'n storie van die verlede. En dan die mother to child transmission is byna 0. Hulle sê is rare. Ja, is baie rare nou. Fees daar because die medicine en die treatments en die procedures wat hulle gebruik deesdae is baie beter as back then toe het net uitgekom het. So ja. Ek is actually no concerned though, man. Like it concern me nogal because like die hele die feit dat ons nou op praat remind me weer aan die severity van die disease. Gaan over time sien jy die mense begin siek raak. Ons almal ken miskien iemand in die gemeenskap wat dit begin sien okay. En raak baie maar. Is nie noodwendig net as gevolg van dit nie. Wat kanse is groot, especially mense wat op drugs was of op drugs is. En again, nie almal wat op drugs is promiscuous nie. Almal wat op drugs is losbandig nie. But mense wat drugs gebruik of wat die noodwendig omgee oor hygiene en sulke goed. Kans is even vir hulle ook meer groot because my bro, sy op tik is, sy is heel nag wakker. Sy slaapie. Sy is besig met whatever sy mee besig is. En daai het 'n ripple effect to the point waar jou body, jy nou al en dis hoekom ek het altyd gesê, ek sê nog steeds, mense wat in hulle 20's tik begin bereik het of in hulle late teens. Hulle is nou 40, sê nou so 20 jaar terug. Hulle is nou in hulle 40's en hulle begin sterf nou. Ek het te veel stories van mense wat ek sien wat nou in hulle late 30's, early 40's is wat nou begin sterf because jou body kan net soveel vat. Sy kan nie vir 20 jaar aan een slaap jy 2 ure in die nag. It's impossible. En dis hoekom even onder daai groep mense, addict, sien 'n mens baie ook die gevalle van HIV en AIDS. En daai maak dit even worse, die spread because gewoonlik sit
addicts met ander addicts. Ja. You know what I mean? En hy vorm 'n community. Ek voel as is jare, ek is soms 'n bietjie streng nie. Mense kom vir my as ek dit praat. Is soms dieselfde met 'n dieet. Sy kan nie vir 200 jaar. No ways. 'n 2 liter Coke elke dag uitdrink. Elke dag. Sy elke dag. Sy is 3 dubbel en dwars in die oond bring. En sy geweet 'n 5 ml Coke contain 18 5 ml of 500. 500 ml. Contain 8 liters lepels suiker. En die dietary requirement is seker 6. Om moet dietitian nie inkry voor. Ja, ons moet in die agterkos het om vra van regtig waar my bro. Imagine gou 8 lepels suiker elke dag. Sy is mos in jou chops en bread en na 20 jaar. Jou pankreas like, wat gaan aan? Gee my kans. Laat ek relax. Laat ek net relax. So, Ja, like, om terug te kom na die HIV situation toe. Hmm. Daar is soveel stigma nog steeds vandag. Tot 'n punt waar die mense wat dit het, sy gaan nie eers, because remember, as jy nou sê nou uit 10 mense of by the way, before toe sit, die dating pool vir single mans. En luister nou mooi voor jy iets sê. Veral in 'n single mans raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. For various reasons. En die desperation vir partners. Ek sê nie net van single mans nie, maar van mans ook, sommige mans. Is so groot dat al het daai man HIV, kanse dat hy vir jou gaan sê is baie min, because wie gaat vir hom vat as hy HIV het? Wie gaat vir hom sê, okay, nou gaan jou kans gee? Because julle ken miskien nie eens mekaar. And I'm not saying people with HIV don't deserve love. I'm not saying that at all. Because as mense wat committed is aan 'n partner met HIV en hulle is saam, knowing the potential is high dat altyd dit gaan kry. So, daar's ander dynamics wat die HIV conversation complex maak. Wat dit baie moeilik maak, because mense is in 'n state of in 'n posisie, especially hier tussen 25 en 32, 34, daai groep mense. En as gevolg van hy stigma. Nie dat die stigma waar is nie. As gevolg van hy stigma, wat hy persoon wat at the receiving end is van die persoon wat HIV het, wat nou 'n kans moet gee, gaan 3 keer dink om te sê om 'n kans te gee. Because 100%. Hy persoon dink ook hier in hom of haar kop, wat gaan die mense sê? True. Ek gaan doodgaan. Ek gaan dood, wat van my kind en. The list goes on. Hy persoon se argument is miskien nie justified nie. True. However, emotion. Exactly. Die emotion wat hulle voel is somehow is it maybe valid. So sy moet net dinge aan. Vra jou sê wat sou sy gemaak het as die situasie omgedraai gewees het. En as baie mense my bro wat kwaad is vandag, wat bitter is, because hulle het nie geweet nie. En nou die persoon het miskien vir hulle en dis vir my is dit vir my miskien die belangrikste deel van die hele conversation vir my wat ek nou gaan sê. As die oneerlikheid van mense wat die ding exacerbate, wat maak dat die burden van HIV meer raak, wat maak dat HIV verder versprei, because ek is in 'n relationship met my partner, met my girlfriend. As ek oneerlik is en ek gaan mos rond en wat ook al, ek bring dit vir my vrou. Sy weet nie van wat ek doen miskien. Right? Ek is getroud, ek mos rond, ek bring die siekte vir haar. Sy het nie 'n choice in dit. Yeah. You know what I mean? Yeah. She doesn't have a choice to, okay, Rico het ander mense, maar hy is getroud met my. En dat maak die ding worse. Because, for argument's sake, ek sê, my partner begin ook nou te cheat. Nou is 'n ander 2 mense wat ook nou nog geaffect kan word.
En die kans dat hulle ook eerlik is, knowing that we are in a relationship, maak het even worse. Versprei hy dinge, ja, Because tyd, brother. Infidelity maak HIV worse. En dis nie al way hoe het kan versprei nie. By the way. Ja. En as baie miskien dokters en nurses en mense wat dit op ander maniere kry, needles wat hulle miskien you know, Mistakenly reuse, ja. Ja, of die needle val op hulle voete of Ja. sny hulle self of stiek hulle self of miskien ewen in jou oog because jou oog is baie oop. Maar as treatment ewen verduidelik en hy's En iemand se bloed wat infected is, raak aan 'n oop wond van jou. Julle ken mos nou die drill. Jy Ja. het skool gegaan. 6 was daar by julle. Skool gewees. soul buddies. Somebody's het goed as vir julle kom. Maar hy's 'n baie heavy ding nie, bro. Hy nie weet nie. Sy het nie eens 'n choice daarin om te sê kykie. Nee, hy is verby of nie of wat ook al. Want die persoon het jou nou regtig gelos met 'n permanent ding, brother. Jo, anyway, as 'n treatment gap wat ek van gepraat het, 'n significant number of mense wat lewe met HIV, ek het die treatment nie. Hulle wat nou die gap in excess highlight. Ek sê ons land is a third world country. Ons unfortunately 80% van die mense lewe in poverty. We know this, which means aan kan jy litsan, daar waar die hokkies is aan wel eens dien, mense gaan nie altyd access het tot die type goed is. En maak het ook dat anti-AIDA nog verder versprei. Right. En dan die meest vulnerable groups het hulle gesien is mense en ouens in die tronken. Natuurlijk. Weet jy wat hy manne maak in die tronken dat het daar so vinnig versprei nie, dat ek maar hier sê, ek weet nie wat daar aangaan nie. I'm reserving comment. En dan onder die jong mense, en daar kom my university ding wat hy nog van gepraat het. Nou, ek weet ook nie wat die jong mense doen. Let het so versprei onder hulle. Like, hulle self, hoe sê sy altyd vir my, check yourself before you wreck yourself. So, Ja, sy check moet yourself. check before yourself wreck, as al wat ek sê, die jong mense. Right, there has been a troubling increase in new infections, particularly among young people, despite widespread awareness of HIV transmission. Nou, dit is my ding wat ook vir my kwaad maak. Hier is klomp awareness programs hier buite, maar het lyk het gaat hierin en hieruit. Ek weet jy gepraat van, ek dink miskien het die skole 'n groter rol om te speel. Ek praat spesifiek met hoërskole. Skool kan mos alles doen. My vriend ongelukkig, jy weet mos nou, die skool is die plek waar alles moet plaasvind. Ek sê nie moet in terme van it has to, but meeste van ons community mense, kinders, gemeenskapslede, hulle leer van die skole of die kliniek. By the way, mind you, in die klinieks daar is nie meer 'n budget vir health promotion. Maar dit beteken, ek weet nie of jy by 'n kliniek geloop het nie, maar by die kliniek as daar altyd 'n antie wat sy gepraat en gesê, ja, julle moet die doen of julle moet daai doen, wees versigtig, was julle hande, so 'n antie. Daar is nie meer budget vir so 'n antie nie. En ek dink daai add to, because ek het over the course of time het ek gerealize, dat is goed wat ek en sy vir granted het wat ons weet. Maar ander mense weet dit nie. En dat is goed wat ons weer nie weet nie, wat ander mense weet, maar hulle vat dit vir granted dat hulle dit weet. Verstaan jy wat ek bedoel? So daai add to die burden van disease, because the awareness for ons as mense, miskien nou die plakate HIV. Sy weet wat literacy is. Sy kan lees. Ja. Maar sy weet ook hoe gaan dit by die skools om te of by skole waar ons literacy levels is in die land. So nou is my other question. Wat is die efficacy van plakate opsit? And I'm not saying you shouldn't do it. Please don't get me wrong. But wat is die efficacy knowing wat jy weet as a teacher? Hoeveel mense actually kan lees? Ja. Whether it is in Xhosa, Afrikaans, Engels, hoeveel mense kan actually lees? En lees met begrip. Was mos 'n studie gedoen, 95% van graad 4 in die Weskaap kan nie lees. Die skande. En daai het 'n direct implication op die feit dat mense dan as ek kan nog as actually notes, hy sê nou as jy 'n budget vir dinges nie. by sommige van nie. Sommige van nie. Ek kan nou actually opkom vir
vir die department hier in Oosse. Dan is nou, ek dink dit was laas week of laas vorige week. Daar was 'n promotion van iets wat die sisters daar by Oosse gewees. That's nice. Die hele kliniek se mense daar gekom en hulle het saam met die groot kinders gepraat oor HIV en TB en ek het die hele ding gerand en whatever. That's nice. Hulle gepraat daaroor. So die budget is miskien nie by die kliniek self nie, maar by die ander institutions. En dan kry hulle die kliniek as 'n subsidiary, subkontrakteur. Sinds hulle die government subkontrakteer die kliniek, right gaan julle ons spon vir julle dis julle wat ons vir julle gee, whatever betaal, whatever the case may be, en dan gaan hulle na skole toe, because why verstaan jy wat ek bedoel? Miskien lê die budget nie direk by die kliniek maar lê by die government self. En ek dink miskien nou dat ek aan dink, miskien is daar ewen 'n groter nood van universities af. Because ek het opgelet, ons doen baie take op university, especially en dan kom by, hulle noem dit determinants of health, goed wat jou gesondheid impact. Miskien sal dit ewen 'n goeie idee wees. Dis die eerste keer dat ek dit regtig out loud sê, ek het baie gedink. Om die students te gebruik om na die skole toe te gaan waar die kliniek is. Verstaan jy, om vir die students te gebruik, so bou jy ook hulle presentation skills. So bou jy ook hoe hulle goed oordra, you know. Ek dink ek gaan 'n e-mail skryf. Dit is actually 'n goeie idee van hier's te veel mense wat nie weet hoe om te praat voor mense nie. As sien ek dink ek myself my bro. Kyk jy as sy is groot sy kan nie sukkel om voor mense te praat nie. Maar sy vat ook na hy granted en sy is onnie. You know what I mean? Ja, maar as even onnies wat die voor mense kan staan. Dit is 'n topic vir 'n ander dag, but hy's crazy bro. Onnies wat die voor 'n groep mense kan saam kan praat. Ek weet. En ek is al so gemaklik al. Ek sê hey, gee die mic hier man, laat ek praat. In elk geval, like kyk ek sal 'n first year, second year sal ek nie bly op university. Ja, maar even so bro, like jy especially in die field wat jy is. Jy medicine doen, jy dietetics doen. Jy self vir mense moet explain. En ek dink almal is nie extroverted nie, maar jy moet die skill om te kan praat, om information oor te dra. Moet jy kan master. Dit is ek so hard gewees, ek kan so dominee lees kompetisies van maar ek sê vir die kinders, jy moet ergens in jou lewe gaan sy voor mense praat, by die week, by die cake, maak jy sy, by die club, by die party, by die 21st, sy might as well nou begin in gratis, is al wat ek sê. Anyway, ons beweeg aan. Right, social and economic factors. Historical factors such as those that created during apartheid contribute to higher transmission rates in certain communities, right? Particularly those with high male to female ratios like mining hostels. Sy moet nou over my leiding daar. Nou, as aan meaning as meer mans as vrouens. Ja. Ek vang daai Nou natuurlik mans. So hy mama verstaan by almal verskillende mense. Yes. En mind you, hoe presies dit? Ja, mind you, by the way, gepraat van baie mans. Miskien deel van die conversation van GBV en daar's baie te sê. Miskien kan ons hy given cover eventually. En daar is 'n paar maande terug of wat was daar baie gesê oor GBV en as ek dink dit kos meer en even ek dink van die einde van November tot somewhere in December daar was nou 16 days of activism en daar's 'n hele conversation, but in Suid-Afrika is daar baie rape cases. Ek weet nie van 'n persoon wat mense gaan rape. Ek weet nie, mense sê gryp hulle. Ek weet nie of jy ja, like ek weet nie of wat dit is miskien 'n trigger vir sommige mense, but I believe you need to speak the thing correctly. Rape to a point, die persoon wat gaan rape, hy gaan nou nie eens in sy mind sê, okay, laat ek eers 'n kondom gaan kry. You know what I mean? Hy het nou baie snacks uitgekom, but sorry dat ek lag. You get the point I'm trying to make. Hy gaan nou nie sê, okay, nee, en as baie mense, en nou is die persoon met 'n double burden of guilt. Hy sit nou met HIV, en sy sit met a rape situation. Potentially a triple burden, because wat is hy persoon swanger?
Nou sit jy met 3 issues wat jy moet deel. En dis hoekom die higher male to female ratio het weer te doen met die infidelity en honesty situation. Because om eerlik te wees, gee jy jou partner dan die choice to say, okay, I don't want to be part of this. Because hy bring letterlik 'n siekte na my toe. Sy kan my doodmaak. Ek dink, ek weet nie of het so is, maar die is poging tot moord, my vriend. Hy is wat ek dink. Ja, ek voel, en die mense het my nou al gesê, ons man, nog 'n episode maak wat die infidelity ding van is groot berading. En sy bring regtig hy ding huis toe. Sy gaan dit ergens anders na toe neem. Sy bring dit regtig huis toe. Jou motsie sit nog vir jou brood in kaas, my brood, ek hou mos van kaas, man. Sy is my. Okay, Mickey Mouse. Hallo, Master Splinter. Ratatouille. Nee, my bro, kyk dit, sy moet regtig waar responsibility vat, my bro. Ja. En respect het vir jou joint, my bro. Sy bring hy goed regtig huis toe, my bro. Hy trek sy nie jou motsie in die oon. En ek dink, like, soms, miskien is daar baie man wat nie so aan dink nie. Hy dink miskien nou, ek kan nie besig om Ite mami, hier is lekker. Doen my ding is te lekker. Mind you, die manne wat so cheat, ne? En weer eens, ek is hier om mense te judge. Julle Paulo drivers met inkry kerels. Hy is op sy eie aan, ne? So, anyway, as jy nou kyk aan, baie van die ouens wat cheat, en veral waar vrouens weet, die myn mami, wat weet ook, en hy het 'n dametjie daar of so. Hy man gaat die verhaal, die myn dame losie. Hy wil hom nou self net geniet, hier by ander programme. Maar, as jy nou mooi aan dink, nie mooi aan, like, hy sê regtig liefde nie, because hy sal die persoon respect. Maar hy het 'n baie sterk connection tot die myn persoon. En as iets met haar moes gebeur, sal hy ook seker van sy kop afgaan. So, op laat jy cheat, of jy wil cheat, of jy wil snaaks wees, of wat ook al. Dink aan jou partner, wat jy claim om so vol lief te wees. Because jy kan letterlik die persoon se dood veroorsaak. To a point even, sekere sekere STD's, kan cervical cancer veroorsaak. To the point waar 'n vrou nie meer kan kinders kry. So, daar is klompie, as 'n ander STD's, wat kan veroorsaak dat jy jou penis verloor. Hulle moet dit afsny, because iemand het nou die dag vir my gesê, iemand my student wat saam met study, 'n man het gekom, hy het te lank gewag, en hy was ashamed. Toe hang die dinge hulle nog flinter. Toe moet hulle afval. So nou, hoe koop jy nou as 'n man? Zo'n gun. Waar gaat zij maak zo'n gun? Doe me handen beklei, my vriend. Zij kan nou niet meer jouw gun gebruiken. Ik wil niet lachen. Modern art versus martial art. Nou zij martial art, zij niet meer modern art. Zij naam is ik een martial. Nee, mijn bro, ernstig. Dit is verkeerd. Waar gaat zij maken, mijn bro? Zij is een man zo'n gun. Zij gaat maar zien zoals een man voelen. En dat is misschien niet. Het kost niet één. En ik zeg niet, ons is perfect. Ja. Niemand maakt fouten, wat ook al. Maar het kost niet één mistake. Eén wrong choice. Ja. Om je hele leven en je familie leven onveer te gooien. En ik denk, ik wil misschien nou net voor ons afsluiten. Dat is twee andere goed wat, of misschien komt ze bij die. Oké, als je nou HIV hebt, wat maakt je? En hoe keren mensen dat het even krijgen in het begin? Is dit hij? Ja. Oké, so als je het nou krijgt, gaan zien of jy vermoed jy het. Kliniek. Die kliniek, en by the way, julle nurses, wat in gemeenskappe werk waar julle bly, as jy jou business om die mense goed te sê nie. As jy jou business sê, jy moet confidentiality respect, because die mense, enige persoon wat in die kliniek instap, comes with the trust. En weet jy hoe moeilik, ek het dit ook weer opgeleer by die kliniek.
Nou staan ons as studente daar, die groot anti-trek nou van uit, because hy het miskien nou, moet nou kleppe kry, dat ons daar hard kan toets. Die mense is ongemaklik, maar vir jou, hulle trust jou man. Mense trust jou om hulle bodies te sien, mense trust jou met hulle information, so, ek moet met vir geweldige goed graf toe gaan, wat ek nie met mense kan deel nie, en ek hou nie daarvan nie, maar is deel van my job. Die mense is so vol. My skouers is zwaar. Maar ek hou het vir myself, because jy lag die jongen, hy weet waar en hy praat. So, die nurses en even die cleaners wat by die community centers werk, it's not your place to tell other people's health situations. En sy sê nou, hy maak hom van niemand sê nie, ek het nou gaat om te sê. As jy so sê, weet jy al klaar, hy story gaat loop, because jy sê die story. So asseblief, man, moet nie die doen nie. En dan, ARV's, gaat kry ARV's by jou local clinic, as hulle het available het. En dan, if you are sexually active, gebruik condoms, gebruik whatever at your disposal is by die clinics, om jouself te safeguard. Because nou gaan dit nie net oor jou nie, het gaan oor jou partner, het gaan oor jou man, jou vrou. Ons praat nie net van mense wat cheat hier. True. Single mense ook. En dan, I don't know, nie, wat maak jy? Abstinence, as jy jonk is, ek advocate altyd vir dit. Epstein, sy is nog getrouwd. Salomo het hy gesê, bly weg van die mamas af, bly weg van die mamas af. Ek advocate persoonlik, trou, en dan doen sy trouwmens goed. Trou eerste. Maar nou, tweedens, gebruik condoms, gebruik whatever jy kan gebruik om jouself te beskerm. Wees openlik met die conversation, wees openlik met waar jylle is in die verhouding. As jy voel, jy het nie meer lus van die persoon nie, die persoon het nie meer lus, los die persoon. Because nou gaan hy veroorsaak dat eventually, ek het toch maar nie lus van die vrou nie, toch maar nie lus van die cruiser of wat even. Right, kan ek aangaan hier na die response en prevention toe is 5 goedjies wat ek net wil noem, voor ons afsluit. So, response and prevention efforts is testing. The country has made strides in getting people to know their status, which is good. And testing is encouraged annually for all sexually active individuals. Right, there must know many campaigns and whatever promotional programs. Treatment access, antiretroviral treatment is widely available, and there is a focus on improving access to and retention in care. Wat is retention in care nou weer? As retention, dan is soos die wat sy recover nou nie. Soos in kanker en. Widely available, and there is a focus on improved access. Ek is nie seker nie, maar ek het 'n vermoede dat dit het te doen met die feit dat mense terugkom vir medikasie. Okay. Because ek het opgelet, ook soms kom mense nie vir medikasie nie, for whatever situation it is. Diabetes, high blood pressure. Nee, gaan so 'n mediese pille gebruik. En jy het dieselfde vlak van hypertension. Ander conversation. Appels is hy ding wat Jordan Peterson gesê het. Hy het een van sy rules in 12 rules for life. Hy sê, take care of yourself like you somebody that you're responsible for. As amper so, as hy pille moet vat, sy gaan hy pille 70% of the way vat. Alles het verkoue, as hy sy naik is alright, hy gaat nie worry nie. Maar as jou hond nou net siek is, en hulle gee 12 pille vir jou hond, sy gaat al toe sieke maak, hy hond vat al, sy is maar extra een. Maar as het net sy is, worry sy nie oor jouself. It's weird. Dom my bro, sy moet reg waar na jouself kyk jong. Anyway, prevention methods, so some of it must know safe sex practices, wat is hy? Such as consistent condom use are strongly encouraged, and condoms are freely available at health facilities. I don't know. Sex is mos nou nie alweer hoe HIV kan versprei. Naalde gebruik heroin, en ek sien as jy meer tik raak as 'n gemeenskapsdrang nog steeds, but cocaine, heroin is becoming a thing also these days. Right. Addressing the stigma, the South African National AIDS Council, or the SANAC,
is running campaigns to combat social stigma and discrimination against people living with HIV variants. The campaigns, National Strategic Plan, South Africa's National Strategic Plan for HIV, TB and STIs, Nidi Nasani, until 2028 outlines objective to reduce barriers to accessing services and improve prevention and treatment. So daar is efforts van die government af om dinge beter te maak, maar dit begin ultimately by jou. Because why? Het maak nie saak hoe die government die campaigns het en allemaal die goed. Hoeveel miljoen Parade as ons my pa sê, as hy nie wil worry, dan moet sy voel nie, bro. Dus hulle kan hoeveel keer vir jou sê, moenie 'n ding doen nie, moenie 'n ding doen nie, moenie 'n ding doen nie, maar sy nie worry. And unfortunately, daar is soveel mense sterf prematurely as gevolg van nie adhere to protocols en jou eie ding wil doen. En vir my, wat het even worse maak, as iemand vir jou sê hulle het HIV, as hy jou plekkie. Ek dink die enigste plek waar ek possibly, en dis even verkeerd, because confidentiality is erg, is 'n baie belangrike ding. Maar as ek nou weet iemand het HIV, 'n meisie of 'n vrou, wat ook al, en die persoon wil nou saam met jou praat, verstaan jy, hulle twee wil nou 'n ding aangaan, voel ek gaan vir jou vra, het sy saam met jou iets gepraat, dan gaan sy miskien nog vra wat ook al. Ek voel even daai is dit ook nie my plek om te sê nie, but in tema van jou vriende en familie te beskerm, voel ek possibly is dit 'n grey area. Verstaan jy, is 'n tricky Tricky is dit so iets nie. Want dit was miskien nie jou plek om vir my te sê nie, but in 'n kind. Wie sê daai persoon? Exactly. Wie sê hy persoon sou vir my gesê? Hy voel so lank vraag. Jo, my bro. Dit is so ek wil nie hy vraag te beantwoord. Ja, true. Wat sal sy maak? Wat sal julle maak? Ja, wat skiet dit vir hulle? Sê in die comments wat sal sy maak? Jou vriend, jy weet iemand het HIV. Maar die persoon like nou jou vriend of jou broer of jou suster of jou vriend of familielid van wie jy omgee. Maar hulle het nog nie vir jou gesê nie. Daai persoon het nog nie, you know what I mean? Daai persoon vraag miskien nou vir jou, sê nou vir jou, nee, ek het saam met Gershwin gepraat. Maar sy weet Gershwin het HIV. Wat gaan sy nou maak? Gaan sy nou vir jou chommy of jou suster sê? Of gaan sy nou wag tot Gershwin self? Heavy, bra. Dis heavy. Wat maak? Ek dink as dis 'n goeie plek om te stop, maar my finale woord is aan jou, Zaiden. Sjoe, en Zoden. Kyle. My finale woord aan jou is discipline yourself, my bro. Discipline yourself. En nie net vir hulle nie, ek praat nou saam met Alicia en saam met Zoudien. Kyle en hulle. Discipline yourself. Van my laities in die klas en hulle ken al die ding uit hulle koppe. 'n ongedisciplineerde man. Eindig of in die tronk, of op straat, of onder die grond. Discipline yourself. En dan nog 'n laaste ding is, sy dink, dit wat alles wat sy het, maak vir jou 'n man, net omdat sy 'n gun het, maak het vir jou 'n man. Omdat sy 'n gun het, maak het vir jou 'n man nie. Al ding wat 'n man maak, is sy discipline en sy verstand. That's all wat ek sê, because I discipline yourself elke dag. As hy vir my sê, sy is 'n man omdat sy 'n gun het, dan sê ek vir jou, ek het vir jou 'n pitbull wys en 'n vark, wat ook 'n gun het. En dan maak hy nou 'n pitbull 'n man. True, facts. Discipline yourself, man. That's all wat ek sê. Over, ek is beskikbaar maandag, woensdag en vrydag, saterdag ga jou ekstra kos. Ek het my 5 sent in gegooi, meneer. Hou jouself by jouself, man. Hou jouself net by jouself, asseblief. Hy sê ek wil sê, beskerm jouself. Kyk na jouself. Dink by, voor jy, even as jy nou, dis nou, festive tyd of wat ook al, sy is dronk, sy wil jouself geniet. As hy genieting, redig worth a lifetime met 'n ding. En as mense hier buite wat
actually weet hulle die ding, maar hulle is verbitterd, hulle is kwaad. Nou wil hulle gaan aanpas. Smaak sy ook deelwies van hy 8 miljoen. Discipline. Ek dink hy is vir my. Hy is vir my. Antwoord so maar in die comments en ja of Hy is vir my die laaste. Hy is die beste vrou wat ons met kon afgesluit het. Wil sy deelwies van hy 8 miljoen. van die 8 miljoen. Wat hy van die eide nog verder laat versprei. Maar in elk geval mense, is Bradley geduld hierso. Dankie dat julle inskakel. Share asseblief. Asseblief, dis al Create ek dink awareness. van al die conversations is dit possibly die een wat die meeste moet geshare het. Ja. Ja. Dis Op definitief. alles. Share Wow. op YouTube, op Twitter, op Facebook. Even Share by in die die koerant cake, ook. even by die Ja, cake ook. speel die podcast aan die cake. Laat hulle Sê kan dit vir sien. hulle, van dit is 'n belangrike storie. Ja, Dankie, Bradley Richo. geduld hierso mense. Sien vir julle. Dankie Safety dat julle boots. gekyk het. Sharp.